Goeiedag, ek hoop het gaan goed met jou, ook in die opsig veral dat jy naby die Here lewe en dat jy op 'n permanente manier iets van die vrede en die vreugde van die Here ook binne in jou lewe beleef, selfs as se omstandighede dalk vir jou moeilik wees, uitdagend, dat jy beleef, maar God is in Christus Jesus deur sy Gees elke oomblik by my. Ek wil u sien, Heer, dig by u sy wees. Ek wil u aanraak. Ek wil u lief hê. Ek wil u sien, Heer. Leer my weer luister, om dan te hoor, Heer, wat u wil sê. Ons wil aanbid, Heer. Ons wil in waarheid weer voor u staan, Heer. Dig by u woon, Heer. Kom dan weer, trooster. Help, kom leer ons waarheid en wysheid, alles van bo. Amen. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil graag saam met jou 'n gedeelte lees uit Matteus 25. Dit is van vers 31 af tot by vers 46. Die laaste gedeelte wil 'n mens amper sê van 'n tipe van 'n teologie wat in daardie hoofstuk is, waarin die eerste gedeelte gaan oor die mense soos wat mense wagtend op die Here is en almal nie noodwendig gereed is vir wanneer die bruidegom sou wees nie. Die verhaal van die 10 meisies. En die tweede gedeelte in die profetiese rede gaan oor die gelykenis van die muntstukke. In ander woorde, dit waaroor 'n mens aangestel is, ook in terme van die geloof waarvoor jy bepaalde verantwoordelikheid behoort te aanvaar. In die derde gedeelte dan wat ek lees, is die profetiese rede se derde deel hier in Matteus 25 wat praat oor die laaste oordeel. Nou wil ek graag hierdie gedeelte saam met jou lees, maar voor die tyd eers saam met jou bid. En die vraag binne in ons hart, hoe sigbaar is die liggaam van Christus in hierdie wêreld? Hemel Here, baie dankie dat ons voor u kan kom. Baie dankie dat ons elke keer weer in u teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ons so baie welkom by u is. Dankie Here dat u letterlik vir ons die deure van die heiligdom, die allerheiligste ook geopen het in Christus Jesus. Dat ons deur die voorhangsel heen in sy teenwoordigheid kan kom. Dankie Here vir die volledigheid van die soenoffer van Jesus Christus terwille van ons, en dat die Heilige Gees, o Heilige Gees, u dit deel van ons lewe ook gemaak het. Dankie o Here dat ons u kan ken as 'n Vader wat ons oneindig lief het. Here, wat elke dag ook by ons wil wees en by ons wil woon, en deur die Gees ook inderdaad in Christus ook binne in ons woon, en u werk ook deur ons sigbaar wil maak, daar waar u vir ons geplant het. Ons bid Here, wanneer ons die woord lees, dat u dit asseblief sal seën, en dat u verheerlik sal word, en dat die koninkryk ook in en deur ons lewens ook mag kom, en elke dag meer sigbaar kan word, die nuwe tyd waarheen ons ook op reis is, met ons deernis, met gemeenskap, met hoop, en ons verbintenis ook aan u, en aan mekaar, word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Wanneer die seun van die mens in sy majesteit kom, en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs, en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg. Aan die tronk, en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink?
En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Dan die tema vandag, hoe sigbaar is die liggaam van Christus? Dan word hoe sigbaar is die kerk van die Here Jesus, diegene wat aan Jesus Christus behoort. Hoe sigbaar is ons? En as ek nou praat van kerk, dan is ek ook genaamd nou nie besig om te praat oor die kerkgebou, die plek waar ons by mekaar kom nie, wat ook sigbaar behoort te wees in die opsig dat dit so geleë is dat mense daarom bewus sou wees dat daar 'n plek van afsondering is waarheen hulle uiteindelik behoort te kom nie. Maar spesifiek, hoe sigbaar is die liggaam van Christus? En hoe meet ons uiteindelik die sigbaarheid van die liggaam van Christus? Ons meet dit mos nou maar in die opsig van dit wat ons doen of dit wat ons nie doen nie. En een van die vrae wat iemand nogal oor die goed vra is, how do we make the invisible visible? Dis een van die belangrike kenmerke van die kerk, wat die verantwoordelikhede van die kerk, van die liggaam van Christus, soos om die onsigbare, diegene wat nie 'n vreeslike belangrike plek binne die samelewing het nie, ook te kan sigbaar maak, en hulle iets te gee, 'n belewenis te gee, van daardie gevoel van, ek maak saak, ek is belangrik, ek het waarde vir iemand. Nou, iemand sê by geleentheid oor hierdie gedeelte, wat eintlik ook in 'n gelykenisvorm geskryf is, dat hierdie gedeelte saam met die gelykenis van die barmhartige Samaritaan meer ouete huise of tuistes vir bejaardes as jy wil, en kinderhuise tot stand laat kom het as enige ander gedeelte. Wanneer mense iewers iets beleef het van 'n verantwoordelikheid wat ons het, 'n verantwoordelikheid ten opsigte van ander, want wanneer ons iets aan iemand anders sou gedoen het, dat die belewenis in die positiewe sou doen, dat dit eintlik geassosieer word, dat Jesus hom daarmee kan assosieer, wanneer ons die positiewe dinge aan iemand doen, omdat Jesus hom assosieer met die mense uiteindelik wat ook in nood kan wees. En hoe groot is die nood nie in die wêreld nie. Nou die gelykenis begin eintlik is soos die laaste oordeel. Nou ek dink as 'n mens praat van die laaste oordeel en die wederkoms van die Here, dan is daar baie wat daarmee gedoen word. Baie mense wat probeer bepaal om te sê, nou wanneer kom die Here nou? En dit te probeer uitwerk, jaargetalle en enige ding daaraan te probeer toeken, om te sê dat 'n mens eintlik maar gereed moet wees wanneer die Here kom. En wat is die tekens wat sê dat die Here op pad is? Baie mense wat rondom die wederkoms baie vrae sou vra in terme van 'n heilige lewe voor die Here. So 'n heilige lewe soms dat mense hulle enigstens sou kon afskei van die res van die wêreld af. Nou al die dinge is uit die aard van die saak belangrik. Dit is belangrik om op die Here te fokus. Dit is belangrik om gewoon aktief bewus te wees van die feit dat dit 'n bewussyn by jou is dat die Here kom en dat 'n mens ook gereed behoort te wees wanneer die Here kom.
Dit is belangrik dat 'n mens dan in hierdie gereedmakingsproses ook 'n geheiligde, 'n afgesonderde lewe, 'n lewe wat spesiaal vir die Here is, wat God verheerlikend is, behoort te lewe, dat ons in hierdie bedeling inderdaad onder leiding en beheer van die Heilige Gees ook behoort te lewe en die vrug van die Gees behoort te dra, want ons lewe deur die Gees en die Gees behoort ons gedrag te bepaal in die opsig dat ons kan weet dat ons ook onder nuwe bestuur is. Maar die vraag is, wat sien mense uiteindelik van die kerk? En dit is 'n ander manier om dit te meet. Wat gaan ook oor ons praktiese lewe, ons maatskaplike lewe, ons lewe binne in die wêreld ten opsigte van die nood van die wêreld, binne in die tyd waar binne in ons lewe. 'n Leefstyl wat eintlik asof outomaties van self sou behoort te kom, in die opsig dat as vir jou gevra word of vir jou iets positief gesê word oor iemand anders aan wie jy goed gedoen het, of kom ons sê dat jy dit aan die Here gedoen het, dat jy kwaliek bewus sou wees dat jy dit gedoen het. So natuurlik is dit dat dit sou met 'n mens sou gebeur. Nou, in hierdie gelykenis werd dit ook so, praat eintlik van 'n gelykenis is die vorm van 'n gelykenis waarin dit gegee word. Van die skape en die bokke, dan sê hulle dat die skape en die bokke die geskei word van mekaar, omdat dit ook so belangrik was daar, dat die wat koud sou kon kry, wat nie die wol het nie, ook toegemaak sou kon word, en die wat die wol het soos die skape, dat hulle ook aan die buitekant sou kon wees, om die weerstoestande eintlik ook te hanteer. Maar op hierdie selfde manier word daar gepraat eintlik oor die laaste oordeel, wanneer die Seun van die mens kom in sy heerlikheid, dat hy dan 'n skeiding sou maak, die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand. Diegene wat sy wil gedoen het aan die een kant, aan sy regterkant, en vir hulle die ewige lewe gee, en die wat nie sy wil gedoen het nie, die ewige verderfenis uiteindelik voor sou toeken, saam met die duiwel en sy engele. Om te sê hoe belangrik dit vir die Here is om dit te doen. En wat is dit waaraan die mense gemeet word? Waaraan is dit waaraan die praktyk van die geestelike lewe gemeet moet word? Want iewerster behoort dit so te wees, dat daar 'n sigbaarheid is, dat 'n mens vanuit die werk uit van die kerk, vanuit die betrokkenheid van die kerk, vanuit die betrokkenheid van die liggaam van Christus, tot 'n konklusie gekom kan word aan wie ons behoort. Hier gaan dit nie gewoon oor 'n vraag, want die vraag wat ons mos maar almal weet, is dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Maar dit kom hierby uit, om daar waar Jakobus ook kom, hy sê, toon my jou geloof, eintlik sonder jou werke, en ek sal my geloof toon, ook deur die werke, oor hoe belangrik die pragmatiek binne die lewe van 'n gelowige behoort te wees. En baie keer is die beskuldiging van baie kante af, ten opsigte van die kerk, ten opsigte van die kerk waarvan ons almal ook deel is, dat daar die beskuldiging ingebring sou word, maar wat doen ander gelowe vir die mense wat binne nood is, en hoe ongelooflik afwesig kan ons wees. Baie keer is ons nogal betrokke by mense, by gevangenes in verskillende plekke, raak die siele van mense vir ons belangrik, en dit is mos ook belangrik, en dit is mos ook waar, maar ander keer gaan dit gewoon net daaroor. Oor die algemeen gaan dit net daaroor 'n stuk verantwoordelikheid wat jy ten opsigte van ander sou neem, wat jy ten opsigte van die wêreld sou neem. Baie mense sou sê, as 'n mens ook met geregtigheid wil lewe, as 'n mens geweldig konsentreer op dit wat jy vir ander doen, en hoe belangrik dit is, en ook opstaan vir die regte van die minder bevoorregte en alles, dat mense sou sê, maar dit gaan eintlik dan net oor 'n stukkie humanisme, 'n stukkie mensverheffing, en dat eintlik maar net die geestelike sy van mense belangrik is.
En nou as 'n mens so dink, dan is jy 'n bietjie op die verkeerde pad. Want die belangrikheid is dat ons gewoon, vanuit wie ons is, daardie verantwoordelikheid sou neem, in terme van die gewone, alledaagse dinge, ten opsigte van die mense, diegene, wat ook hulpbehoevend is, wat nood het, maak nie saak, op watter vlak dit is nie. Hier word 'n klomp goeders uitgelig, wat vir ons gesê word, as ek dit net weer kan sê, wat Jesus dan daar sê. Hy sê, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg. In die tronk, en julle het my besoek. Honger, dors, siek, vreemdeling, gevangene. Mense wat baie keer kan half een kant gestoot wees binne die samelewing, binne in hulle nood. So maklik om by nood verby te gaan. Half 'n bietjie met die klik van 'n tong. Ons hoor van nood, ons sien dit. Dit kom in ons sitkamers, in TV-kamers. Dit kom oor ons radio. Ons hoor dit. Ons sien dit wanneer ons in Facebook kyk. Ons sien dit wanneer mense bepaalde video's en goed rondstuur. Maar op 'n manier gaan dit by ons verby. En dan vergeet ons dat die Here ons verantwoordelik maak. Want hy assosieer hom. Hy assosieer hom ook met die lydende, met die mense wat swaar kry, met die mense wat gemarginaliseer is, met die mense wat onderdruk is, met die mense wat verwerp word in die samelewing, diegene wat nie vir hulle self kan praat nie. Hy assosieer hom ook daarmee. En dit is sy verwagting waaraan ons uiteindelik ook gemeet kan word. Saam met al die ander belangrike dinge. As ek sê dat Jesus die weg en die waarheid in die lewe is. As ek in Jesus glo, dan het ek die ewige lewe. Dis waar. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan is dit waar. As Jesus sê dat hy, of dan sal jy gered word. As Jesus sê in Johannes 3 vers 16, dat God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, dan is dit die waarheid. As Jesus sê in Johannes 6 vers 47, dit verseker ek julle wie in my glo, het die ewige lewe, dan is dit die waarheid. As die Here mense doelgerig stuur om te sê, maak mense, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle, dan is dit waar. As hy sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, dan is dit waar, dan is dit alles belangrike elemente, maar as 'n mens dink aan die wêreld van die Here Jesus, wat homself afsonder, en as hy dit in 'n oomblik ook doen, en hy kom aan die ander kant, in terme van sy persoonlike verhouding met die Vader en sy afsondering, en hy sien die mense, dan het hy hulle innig jammer gekry, en dan het hy ag gegee, dan het hy begin om hulle siekes net daar gesond te maak. Hy ons lees en gee name altyd deur van diegene wat siek is. Ons sê dit. Ons gee die name deur van ouens, van mense wat verjaar. Ons sê ander dinge van mense wat ander nood sou hê, so dit onder die aandag van mense kan bring op verskillende maniere. En as die vraag, in watter mate reageer ons daarop? Of beskou ons dit altyd as die verantwoordelikheid wat iemand anders het? Sondag, dag van die Here, rusdag, ja, rusdag, sportdag, politieke rallies, is die dinge wat ons doen. Wat van die hospitale? Wie besoek ons? Vir wie gaan kuier ons? Na wie toe gaan ons? Vir wie gaan kuier ons in ons gemeenskappe, waar daar nood is? Na wie toe steek ons van self 'n hand uit, sonder dat dit uiteindelik ook amptelike diens is, wat 'n mens doen? Jesus assosieer hom ook met hierdie mense. Hy het baie gesê, Matteus het 3 karakters. En hierdie 3 karakters is die mikros, dis die kleintjies, waarin hy sê, dat ons hulle nie moet verhinder nie.
om na hom toe te kom nie, want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle. Dan word ook die afhanklike gelowige mense. Sy tweede karakter is die minderes. In die Grieks die elagistos, dis hulle. Die Engels the least, waarvan hier gepraat word. En dan sy derde karakter is die laatkommers. Dit is hulle wat ook nie deel van die Jodendom sou wees nie, maar wat uit die heidendom sou gekom het en geroep word om ook deel van die verlossingsplan van God in Christus Jesus ook te wees, wat ons verantwoordelikheid is. Hier sê hy, hieraan word die kerk ook gemeet. Waar, en daarom is die vraag eintlik maar, waar is die liggaam van Christus sigbaar? Is ons sigbaar? Sonder dat ons baie keer weet dat ons sigbaar is. Dat ons nie op onsself konsentreer nie. Want wanneer? Ons kom dit nie eens agter nie. Moet so deel van ons wees. En ja, dit help nie dat ons maar net sê Here, Here. Maar ons doen nie wat die Here eintlik van ons verwag nie. En watter meer praktiese deel in ons lewe kan ons hê as hierdie ene? Mag Matteus 25 vers 31 tot 46 jou ook weer bewus maak daarvan. Here, baie dankie dat ons gered kan wees. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat baie al vir ons in die lewe omgegee het. Dankie vir die voorreg wat ons het en al gehad het almal en dit baie keer ook doen, sonder dat ons eers daarvan bewus is om te gee vir ander, om te gaan staan op die kruispaaie van mense se lewens. En ons doen dit, en ons kom dit nie eers uiteindelik agter nie. Here, maar dankie dat U dit raak sien. Nie as goeie werke waardeur ons gered sou word om dit daarvoor te doen nie, maar dat dit noodwendig voortvloei vanuit wie ons is in Christus Jesus. Mense wat die deernis van Jesus beleef het in ons lewe, wat ook deel van 'n geloofsgemeenskap is, die draers van hoop, verbind ons ook so aan U koninkryk en die koms van U koninkryk. Wil U verheerlik word in ons almal se lewens, maak ons dienaars tot U eer. Wil U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn, jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal vir jou sy vrede gee. Amen. Mooi bly. Ek hoop dat jy 'n wonderlike dag en naweek het. Totsiens.